Nou, ons het laasweek gepraat oor die noodsaaklikheid van die redding van die siel, die vernuwing van ons denke in die saligheidsproses. En God het die mens na sy beeld en gelykenis geskape om hom op die aarde te verteenwoordig. Baie, baie belangrik. Ons het gesê die redding van die siel is ons aardse proses om te kom tot die gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God en tot die einddoel van ons geloof. En dan sal ons aan hom gelyk wees wanneer hy kom. Dis alles wat die skrif sê, né? Ons het ook gesê die redding van ons siele is dis nie 'n opsie nie, maar 'n opdrag. So opdrag. God se doel was dat sy beeld en gelykenis deur die mens uitgedra sal word. En sy manier om dit te bereik, luister mooi, sy manier om dit te bereik was nog altyd van vroegste tyd af dat dit sal geskied deur 'n seun. Deur 'n seun. Die Bybel sê Adam was die seun van God. God het nog altyd hierdie metode in gedagte gehad. En toe die eerste mensepaar sondig en dit lyk asof sy plan gekelder word, het God dadelik ingegryp en dit herstel deur sy eie seun in die gelykheid van die mens te stuur. So God het altyd hierdie ding, hy sal verteenwoordig word deur 'n seun op die aarde, to come and transact kingdom business, namens hom, 'n volwasse seun, Galasiërs 4, wat sy 3:4, wat sy belange op die aarde kan behartig. Romeine 8 vers 3 sê, God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun, in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Hebreërs 2 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. En ons het ook gekyk na die herstelproses, na die beeld van God en die rol van die siel daarin. Ons het gesien dat baie mense, luister gou mooi, ek wil nie jy moet hierdie ding verstaan. Ons het gesien dat baie mense, alhoewel hulle sê hulle is gered, het 'n swak verteenwoordiging, hulle is 'n swak verteenwoordiging van God. Ek het die spieël vir u voorgehou. Nou, as dit vergelyk met die beeld van 'n spieël. Die spieël wat sy beeld moet weerkaats, en as daardie spieël vol onsuiverhede is, sal dit 'n distorsie van God se beeld wees wat by die ontvanger van die beeld moet uitkom. Vir wie jy reflekteer, hoe God moet reflekteer, sal 'n distorsie van God wees. Daarom is daar vandag so baie kritiek teenoor die kerk en teenoor Christene en so aan. Daarom is die redding van ons siele, met ander woorde die werk aan hierdie spieël van ons lewens, sê ek weer, is nie 'n opsie nie, maar dis 'n opdrag. 1 Petrus 1 vers 9 sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Die einddoel van ons geloof is die redding van ons siel. Die rede hoekom dit so is dat ons met die mindset van God kan leef. When we can become soul tied to God, en ek kan dit verduidelik vandag. When we can become like soul to God, in ons denke en ons siel en so aan, dan kan die verandering kom wanneer Jesus terugkom, dan is dit net ons liggaam wat verander moet word. Verstaan jy dit? Ons denke en ons siel en so aan moet kom op die level van God, die denke van die mind van God, sê nou maar, as ek so 'n woord kan gebruik. En dan wag ons vir die laaste, ons hoop is die verandering van ons liggaam wanneer ons met onsterflikheid oorkleef word. Nou goed, die tweede punt wat ek hier het, as jy om gou vir ons die punt ook kan opsit daar, asseblief, Baris, hoe moet my siel tot redding gebring word? Hoe moet my siel tot redding gebring word? Nou, God het 'n baie unieke plan, en ek wil dit vanmôre vir u voorhou, en dit gaan bietjie verder as wat jy normaalweg in 'n evangeliepreek sal hoor. Gaan bietjie verder as wat jy in 'n normale evangeliediens sou hoor. God het 'n baie unieke plan. Ek het reeds vir u gesê, hy sou verteenwoordig word deur 'n seun op die aarde. En uiteindelik was dit 'n seun, sy eie, wat die werk weer tot orde gebring het. Nou wil ek
Onthou ons praat oor die vraag, hoe moet my siel tot redding gebring word? Romeine 8:29, die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordeneer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. So dis baie duidelik dat Christus, ek en jy is deel van die seun. Is dit reg so? Hy skaam ons nie om ons sy broeders te noem nie. OK, hierdie ding is nie geslagsgebonde nie, maar mans en vrouens, né? Seuns van God. Hy skaam ons nie om ons sy broers, maar sodat hy die eersgeborene onder baie broeders kan wees. So ek en jy is deel van die seun van 'n vader. Ons oudste broer het die sake kom regmaak. En as ons in hom is ons sy liggaam. OK, hierdie konsepte moet jy vir jouself in jou mind inwerk en daarvolgens lewe. Hebreërs 2, hy wat heilig maak sowel as hulle wat heilig word, is almal uiteen. En om hierdie rede skaam my hom nie om hulle broeders te noem nie, wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood, dit is die duiwel. Vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, ons het dit net ook gelees, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees, in alle opsigte aan sy broers gelyk word. So, nou moet ons almal tot by die beeld van daardie seun gebring word, tot by volwassenheid, sodat ons verander kan word en volkome soos hy kan wees. So die area van volwassenheid en groei moet kom en waarin ons verander en gered moet word, is in die area van die siel. Dit is belangrik dat jy hierdie dinge verstaan, dan sal jou geestelike lewe vir jou baie makliker wees. Nou punt 3, kyk gou daar. Nou wil ek vra, hoe kom hierdie verandering? Hoe kom hierdie verandering? Ek moet vanmôre baie mooi luister. Ek gaan jou 'n sleutel gee wat die res van jou geestelike groei tot Jesus kom gaan bevoordeel of benadeel, afhangend hoe jy, watter kant jy daarvan staan. Sê vir die ou langs jou, hier kom 'n sleutel. Vrouens, sê vir julle mans. En dis nie die voordeursleutel nie. OK. Nou, luister gou hierso. Hoe kom die verandering? Dit kom deur die saad van die woord in jou siel te plant. Die saad van die woord in jou siel te plant. Nou, ek weet ons het al baie daaroor gepraat, maar ek gaan vanmôre vir jou iets add. Deur die saad van die woord in jou siel te plant. Lukas 1 vers 26. Ek gaan nou vir tyd miskien bietjie spaar. Die engel kom by Maria en hy sê vir haar nou al die goed, en Maria sê maar hoe dit, dat, en hy sê Elisabeth, jou bloedverwant so en so en so. Vers 36, kom ons gaan skiep 'n bietjie. Vers 36, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de, vir haar wat onvrugbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, nou kyk hierso, Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. So jy moet sê, hier is my liggaam, sy het gesê, hier is my liggaam, met ander woorde. Ek en jy moet sê, hier is ons gemeente. Hier is my siel. Hier is die body of Christ. Hier is whatever ons verteenwoordig, laat dit met ons gaan volgens die woord. Hier is ek, Here, hier is my siel, plant u saad in my. Nou, u gaan sien, dis baie meer as net om dit te sê. Ek gaan nou vir u wys. Maar hier begin dit. Ek en jy moet sê, hier is my siel, plant die saad van die woord, want is net hy wat my kan verander. Plant die saad van die woord in my siel in. OK, soos Maria moet ek en jy ja sê vir die ontvangs van die saad, en dan kan daai saad die ingeplante woord in jou hart posvat en ontkiem en Christus voortbring. Jakobus 1:21. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid.
en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Hoekom sê hy met sagmoedigheid? Sagmoedigheid beteken in hierdie sin, jy moet van jou eie troontjie afklim. En jy moet nou sê, okay, I submit to a better way. Hoor jy wat ek wil sê? Want ons is baie keer so selfstandig, so onafhanklik, ons weet hoe om dit te doen, ons sal self besluit, dis maar 'n probleem wat jy kry by baie ouens, en om nou te kom, want ek gaan nou vir u wys waarheen ek op pad is, om te kom en af te staan van dit af en te sê, okay Here, ek submit, ek maak plek vir 'n beter weg. Maria het plek gemaak vir 'n beter weg. Haar logika kon vir haar gesê het. En sy kon vir die engel gesê het, hoekom wag jy nie tot ek en Josef getrou het nie? Né? Maar sy het haarself submit aan 'n beter. Onthou nou, hier's 'n verloofde wat nou gaan swanger wees. Is 'n verskriklike skande. Maria, hulle in die klomp was onder andere van die, hulle noem hulle die pietiste. Julle weet wat 'n spaai het, né? Vroom. Daai groep van hulle was heavy, was deel van die ouens wat geweldig vroom. As jy dit nou in sekulêre taal sê preets. Maar kerkse taal was dit vroom. Hulle was van die pietiste gewees. So in 'n geval, dit was 'n geweldige skande, soveel sodat Josef in die geheim hy wou van haar skei. En so aan, dit was 'n verskriklike ding gewees vir haar om te sê ja, was 'n geweldige oorgawe van haarself en van alles wat sy self kon doen of op 'n ander manier kon doen of verteenwoordigheid. So, jy moet met sagmoedigheid ontvang, want jy sien, bloot net die ontvangs daarvan sê jy, okay, I will take God's way. I will step aside from my way and I will take God's way. Dit vat sagmoedigheid, dit vat vernedering van jouself. Dis hoekom God sê, jy kan nie sonder om jouself te verneder in die koninkryk van God ingaan nie. Dit vat vernedering van jouself om te sê, Here, doen dit u way. Luister nou mooi, jy moet mooi bybly, want ek gaan nou wys wat ek bedoel. Dit klink nou na niks om te sê, Here, plant die saad in my. Plant die saad, wat noem my dit, van die woord, die ingeplante woord. Plant dit in my, dat dit my siel kan red. Doen dit, Here, ek is hier. Dis baie, baie maklik om dit te sê. Maar daar is 'n metode. OK. Vers 4, punt 4. Hoe ontvang jy die saad? Hoe ontvang jy die saad? Nou kom ons kyk eers, die saad is die woord, is dit reg? Die ingeplante woord, die saad is die woord. Die geloof kom deur die gehoor. Jy moet dus die woord reg hoor en ontvang vanaf die een wat dit vir jou bring. Aha, hier raak die party nou ewe skielik lekker of nie lekker nie. Jy moet die woord reg hoor en jy moet dit ontvang. Nou goed, Romeine 10:17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Lukas 8 vers 18. Pas dan op hoe julle hoor. Daar's 'n metode van hoor. Pas op hoe julle hoor, want elkeen wat het, aan hom sal gegee word, en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggegee word, ook wat hy dink dat hy het. So pas op hoe julle hoor, geloof kom deur die gehoor, gehoor is deur die woord wat ingeplant word. So pas op hoe jy hoor, jy moet hoor op 'n manier wat die woord ingeplant kan word. Jy kan hoor op 'n manier wat die woord vir jou nooit iets beteken nie. Daar's baie ouens wat baie preke hoor en dit verander hulle nie so bietjie nie. Is dit reg? Ek weet dit raak warm, Tina, hou net uit. Soos Andrei gister, ek sê vir hom na die diens, ek sê daar's nie 'n ou wat 'n comeback kan maak soos jy nie. Die wat nou gister daar was.
OK, nou luister mooi. Kom ons gaan, ek wil by die hoe uitkom. Ek wil by die hoe werk hierdie ding, hierdie masjien, hoe werk hy? Daar's een wat gegee is in jou lewe, wat die saad moet saai, wat jy moet ontvang. Is dit reg so? Luister mooi, daar's een gegee, wat in jou lewe die saad moet saai, wat jy moet ontvang. Jy sien, dit maak ons hele konsep van kerk, bring dit in orde. Want ons het van kerk gemaak 'n ding wat jy aan kan behoort, jy word 'n lidmaat, jou naam kom op 'n register, wat ook al, en jy's daar en dit maak nie saak wie staan daar voor nie, maak nie saak wat gaan aan nie, jy doen jou ding soos jy wil. Ons kan nie meer so kerk bedryf nie. Dit werk nie meer so nie. Iemand is in jou lewe gesit. Met ander woorde ouens, luister mooi. Luister mooi, ek wil hê jy moet dit hoor. Ek gaan dit nou so brash sê as wat ek kan. Al klink dit hoe, die feit is ons moet begin regbou. Jy kom nie na 'n kerk toe of na 'n gemeente nie, jy kom na 'n persoon toe. Is dit reg so? Die Here wil jou by iemand voeg vir wie hy die grace gegee het om in jou lewe in te spreek. OK, dis hoe God werk. Dis die plan van hierdie ingeplante woord om jou te bring tot by die volheid. Daai persoon noem ons 'n geestelike pa, jou geestelike pa. Ek het ook een. Ek het ook een wat in my lewe inspreek. En dis fenomenaal wat sy krag hierdie ding loslaat as jy dit reg doen. Hoekom? Dit gaan gepaard met grace. God sit sy grace op iemand vir 'n ander se lewe. Dis baie duidelik. Paulus sê dit so duidelik in plekke, en ek sal jy nou wys. Waar hy sê, the grace that God gave me for you. So met ander woorde, daar's 'n faset van jou lewe, nie reddende genade nie. Dis elke ou se vrye gawe en keuse, maar daar's 'n faset van jou lewe wat grace in jou vir jou opgesluit lê in iemand. En tot jy nie daai ou ontdek nie, is daar 'n faset van jou lewe wat nooit tot sy volle potensiaal sal kom nie. Maar jy kan ook onder daai persoon sit, en as jy dit nie reg ontvang nie, sal dit ook nooit nêrens kom nie. Is dit waar? Jy kan in hierdie gemeente sit, en jy kan sê, Peer Toerien is my geestelike pa, en ek is 'n seun in hierdie huis, of wat ook al, en jy kan jou lewe lank nooit verander nie, en nooit effektiwiteit bereik nie. Dan moet jy ingestel wees om te hoor en plek te maak vir daai saad. Ingestel om te hoor en om plek te maak vir daai saad soos Maria. Jy moet die woord of saad wat gesaai word met sagmoedigheid ontvang en in jou hart inplant, sodat dit jou siel kan red. As jy nou kyk na gister se woord van Gordon byvoorbeeld en so aan, hoe daai wat 'n effek daai saad, as jy by herhaling daai goed inneem, wat 'n effek dit kan hê in jou lewe. Dis net ongelooflik, en dis hoe God dit beplan het. Die probleem wat die kerk vir ons geskep het, was dat kerk opsioneel was. Jy kon kom en gaan soos jy wou, sonder om ooit werklik te connect aan die een wat die woord bring. Nou ons het nou die dag het iemand by een van ons huiskerkgroepe gevra, hoe connect jy? Nou julle wat die vraag gevra het, luister mooi, ek gaan nou van dit vanmôre hanteer. Derhalwe was die prediker, luister hierso, maar net een wat preek, en jy het gekies hoe jy dit wou ontvang en wat jy daarmee maak. Dan stap jy uit en jy sê, mooi preek pastoor. En dan gaan sit jy by die etenstafel, as jy voor die ore van jou kinders, yes, hierdie ou kan dan my sy amen kry nie. Hy verveel die wit waks uit my uit. Hallo, dis wat ons met predikers gemaak het. Dis wat ons met die woord gemaak het. En as die ou 2 jaar in die gemeente is en jy like hom nie, dan is dit tyd vir hom om te waai. Dan het ons hulle uitgewerk. Is dit reg so? Ja, ek kom daardeur. Ek was in daai system gewees. Maar nou bou ons anders. Amen. Nou besef ons, dit werk met baie meer intensiteit as dit. Dit gaan oor, luister mooi, dit gaan amper oor verbond. Verbond, dis soos die idee van 'n huwelik, né? 'n huwelik is 'n verbond. Luister mooi. If you want to come here and be my son, you must marry me. Is dit reg so?
Ek weet dit klink verskriklik om dit in 'n kerk te sê, maar dis eintlik wat God wil hê, want dan kan jy saad ontvang. Terwyl jy nog 'n agterdeur oop het, kan jy nooit eers kom met dit wat ek vir jou preek nie. Dit sal nooit vrug dra nie. En ek sê weer vanmôre, ek sê die goed vanmôre baie oop. Dis goed wat ek nie graag oor jare nooit wou gesê het nie, maar ons gaan nie gebou kry as ons nie by hierdie goed kom nie. Hoor julle, dis die fondasies van die ding. Jy gaan nie na 'n kerk toe nie, jy gaan eerstens na iemand toe by wie God jou voeg. Jy gaan join die een wat God in jou lewe geplaas het en na wie toe hy jou stuur. En jy verklaar jouself gewillig en voeg jouself toe en ontvang die woord en laat dit groei. So, hier's die vraag, hoe ontvang jy die saad? Luister mooi, dis die punt wat ons nou hanteer, punt 4. Hoe ontvang jy die saad? Dit word bepaal deur hoe jy die saaier ontvang. Amen. Is dit reg so? Is dit reg so? Byvoorbeeld, ek dink nou vinnig, hier sit, ek het vanmôre gesê, 2 van my skoolvriende. En hulle loop saam en hulle vat die goed. Maar hulle kon baie maklik gevoel het, ag, dis my ou skoolpel. Jy weet, dis soos Jesus. Luister 'n bietjie. Jesus kon in Nasaret nie baie wonderwerke doen nie. Vanweë hulle ongeloof. Hoekom het hulle ongeloof gehad? Hy, die seun van God, hy was saam met hom op skoolbanke. Hy het pale toe geskop vir die rugbyspan. Julle verstaan wat ek meen? Familiariteit breek baie keer wat ons ontvang van die woord. En ons moet met die goed deel. Dis regtig goed wat Jesus sê nie verniet nie. Hy sê 'n profeet is nie geëerd in sy eie land nie. En daar's sekere beginsels wat daarmee saamgaan. So dit hang af hoe jy die saaier ontvang. As jy sê die een wat die woord bring, die saaier is die wat in my lewe moet insaai, dan is daar 'n manier hoe om daai woord in jou lewe te ontsluit. Jy kan 'n ketel bring, jy kan hom vol water maak en jy kan sy plug indruk, maar as jy hom nie aanswitch nie, gaan daar niks gebeur nie. Daar's 'n paar stappe in daai proses. So kom ons kyk na punt 5. Kom ons kyk hier na hoor en ontvang. Hoor en ontvang. Daar's 2 geweldige belangrike dissiplines in die groei van 'n kind van God en dit is hoor en ontvang. Sê gehoor en ontvang. Hoor en ontvang. Hoor en ontvang. Jesaja 55. O almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my, luister jy siel sal lewe, ek wil met julle ewig verbond die beste. Nou goed, ek glo julle het dit gehoor, né? Maar luister nou hierso. Kyk nou 'n bietjie mooi, wat het ek nou vir julle gelees? Ho. Klink soos Vader Kersfees, né? Ho, everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Met ander woorde, ons gee geld uit, ons gaan baie moeite aan vir goed wat nie ons siel kan red nie. En ons kan bring by die volheid van Christus nie. So hoe tryd ek in die koninkryk van God? Die volgende woord, listen, lees hom, ek hoor niks, listen carefully to me. Die manier hoe ek in die kingdom tryd, my geld gee, kry vir wat ek wil hê, is om te luister. En daar's 'n manier van luister, is nie net te hoor nie. Listen carefully to me and eat what is good and let your soul, sê gou soul, delight itself in abundance. Daar's die groei, waarheen ons wil kom. Kyk weer vers 3, incline your ear, tune jou eer dat jy reg hoor. Dat jy hoor wat die ingeplante woord vir jou wil sê.
and come to me. Dis hoe ons dit doen, na hom toe te kom. Hear and your soul shall live. Your soul will not live if you cannot hear. En daarbey bedoel ek hear correctly. Julle verstaan wat ek bedoel, uit die hele konteks van die woord. Your soul cannot live if you cannot hear correctly. Because you can only receive the implanted word by hearing. Geloof kom deur die gehoor. And I will make an everlasting covenant with you. Nou kom ons kyk gou weer vers 2. Why do you spend money for what is not what cannot satisfy? Listen carefully to me. Kyk na hierdie woord carefully. Die woord shama has a basic meaning to hear. Maar kom ons gaan nou verder. This is extended in various ways, generally involving an effective hearing. Sê gou effective. Wow, ouens, so as ons hearing nie effective is, wat maak ons hier? Hoor julle wat ek sê? Dan sê ek liewer kom ons gaan beach toe, ouens. Kom ons gaan goof. Julle verstaan? Effective hearing or listening. En dan sit dit so punt gewys. Listen to of pay attention. 2, obey. Obey. En dan sê in 'n ander paragraaf waar hy praat, sê this usage shades into that of obey, to obey. En dan sê hy in connection with answered prayer, God states a very important and sobering principle in Jeremiah 11. Kyk so, because Israel has refused to listen to the words of God, when he spoke to them, they will find that when they cry to him in time of trouble, he will not hear of respond to their cry. Het jy al gehoor ouens sê, pastoor, ek bid teen die dak vas. Weet jy hoekom? Dit gaan oor hoe hy die woord hanteer het. Dit gaan oor hoe hy geluister het, toe die ingeplante woord na hom toe moes kom. Micah 7 verse 7 expresses the confidence of the righteous. The one who himself heeds the voice of God, God will indeed hear his prayer. Is dit nie fantasties nie? Dit gaan oor hoe ons hoor. Hoe ons hoor. Matteus 10. En as iemand julle nie ontvang, en dadelik verduidelik hy wat hy bedoel. As iemand julle nie ontvang, want ons praat van hoor en ontvang, né? Hoor en ontvang. As iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad en skud die stof van julle voete af. Jesus is besig om hulle uit te stuur, né? As iemand julle nie ontvang en na julle woorde nie luister nie, you have to receive to listen. And you receive by listening. Hallo? Weet jy wat is ons probleem? Ons kyk na 'n ou. As hier nou 'n prediker vanmôre moes gekom het, as ek nou vreemde ou, dan kyk ons hom so en dan judge ons die boks. Nou, dan judge ons die pakkie. Dan sê ons nee, hierdie pakkie is te donker of hy's te lank of hy's te kort of hy's te of wat ook al. En dan baie keer dan kat ons af in 'n manier. Maak jy toe en jy ontvang nie wat jy moet ontvang het. Is dit waar? Dis hoekom Paulus sê, ons ken niemand meer na die vlees nie. Jy kan nie meer daai goed in jou beoordeling hê nie, ouens. God gee grace ongeag wat ook al in die lewe is. God se gawes is onberoulik, né? Die Here het nie 'n saak met die goed nie, wat ons mure laat opsit. Dit is so hartseer. OK, as iemand julle nie ontvang en na julle woorde nie luister, ek wil vir jou sê, kom ek dinge gou uit terwyl ek op hierdie topik is. Die een wat in my lewe inspreek en my geestelik lei is Tamu, wat 'n Indiër is. En as jy kyk na 'n man soos Gordon gister, wat 'n gekleurde man is, jy sal nie 'n beter woord as gister kry nie. As jy in dit wil vaskyk, is jy regtig is jy terug op die brug. Seriously. Ek het die laaste tyd, weet jy, het ek nou baie fyn. Ek luister Gordon baie fyn met die doel om te ontvang die goed wat ek nou hier preek.
Ek en Gordon is albei seuns van Tammo. Maar dit het net by my verskriklik die laaste tyd wie en wat Gordon in die gees is. Hy is ook, nou dit gaan nie oor titels nie, julle weet dit, en Tammo sê, noem my Tammo, ek het 'n naam en alles. Maar jy wil graag, die way hoe jy iemand ontvang, bepaal jou reward. En ek wil vir julle sê, ek het Gordon, ek en Karen het baie naby aan hulle begin loop die laaste tyd, en regtig seriously ontvang en aktief geluister en goed, reg geluister en so aan. En Gordon is in dieselfde reg, is hy 'n apostel van die Here. As jy gister gehoor het wat doen hy in die Kaap, dan moet jy dit erken. Julle verstaan wat ek meen? So jy kan nie meer die ou judge op ander goed nie. Wow, al wat ons mekaar op judge, dis die verkeerde woord, is grace. Wat is hierdie ou se grace? Wat se grace bring hy na die tafel toe? Maar baie keer is dit nie my liking ding is nie, dan het ek hom klaar afgeskryf. Of ek ontvang baie minder van hom. OK, kom ons probeer weer om hierdie stuk te begin. Iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie. Gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Kyk hierso, voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daai stad. Kan jy sien wat is die woord premie? God sit op hoor en ontvang. Ouens, sien julle dit? Dat hy sê Sodom en Gomorra sal beter afwees as daai plek. En kyk wat het met amper vir ek my bril af. Kyk wat het met Sodom en Gomorra gebeur. Kyk wat jy weet 'n ou lees dan sê hey, hierdie ouens het dan God se wraak opgewek word. Hierdie ouens het dan woes aangegaan. Jesus sê as jy nie hoor en ontvang nie, gaan dit vir jou erger wees as Sodom en Gomorra. Jou ouens, dis rof. Kyk hierso, wie julle ontvang, vers 40, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. So God het vir my 'n manier gegee om die Vader, God die Vader en Jesus, deur Jesus, in my lewe te ontvang. En wat is daai manier? Die manier hoe ek die een ontvang wat hy gestuur het en sy woord ontvang. En wat ek met sy woord maak. Dan as ek dit reg doen, dan ontvang ek Jesus en ek ontvang die Vader. Is dit nie crazy nie, hè? Jy sien dis sleutels, dis hoekom ek sê God sluit hierdie deur toe. En dan gee hy die sleutel, dan sê hy, ek weet daar sal baie wees wat nie eers sal worry om hierdie deur oop te sluit nie. Want hulle wandel in die beoordeling van die vlees. Wie 'n profeet ontvang omdat hy profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. Wie 'n regverdige ontvang omdat hy regverdig is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. Handelinge 7, dit is die Moses, dis nou waar Stefanus aan die woord is, net voor hy gestenig is. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders uit, net soos ek is. Nou hom moet julle luister. Dit is hy wat in vergadering in die woestyn was saam met die engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het. Kyk hierso. En saam met ons vaders. Hy het die lewende woord ontvang om aan ons te gee. Hy het die lewende woord, dit was die wet, ouens. Hy het die lewende woord ontvang om aan ons te gee. Na hom wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot en met hulle hart in Egipte teruggekeer en vir Aaron gesê, maak vir ons 'n kalf en so aan. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Weet jy wat is hierdie sleutel? As ek die woorde ontvang van die een wat vir my gestuur is en die grace vir my gegee is, en ek maak oop en ek hoor reg en al die goed en so aan, dan is dit asof ek die lewende woord reguit van die Here af ontvang. Dis crazy, dis die ingeplante woord. Dis die ingeplante woord, die woord waarvoor ek oopmaak, wat ek met sagmoedigheid sê, okay Here, nie my way nie, ek gaan hierdie way volg, dis wat U bestem het, en jy maak op daai way oop en so aan. Dis die lewende woord wat van die Vader afkom. Die lewende woord wat van die Vader afkom,
is nie om jou Bybel gou 5 minute te lees voor jy gaan slaap en dan sit jy op die bedkassie neer nie. Die lewende woord is die gepredikte woord wat met gees kom. Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. So met ander woorde, dis asof ek ontvang hom, daardeur ontvang ek Jesus, ek ontvang die Vader en sy woorde ontvang ek stryd van die hart van die Vader af. As jy nou luister na gister se preek, dis nou woorde van die Vader wat die kerk se lewe besig is om die kerk se lewe te rig. Is dit waar? As jy kyk na dit, as jy kyk wat God die afgelope tyd vir ons sê, as jy kyk na Tamu se reeks oor building is what of influence, né? En house of influence en so. As jy na al hierdie goed kyk, kan jy sien, kan jy mos nou agterkom wat die Here se gedagtegang, se mind vir ons in hierdie tyd is. So jy hoef nie bang te wees dat jy mislei sal word nie, jy het mos getuies rondom jou. Hoor julle wat ek sê? So die manier wat ek ontvang ek hom, ek ontvang Jesus, ek ontvang die Vader en ek ontvang die lewende woord van die Vader. Dis die sleutel. Dis die sleutel. En om dit te wees, moet ek in seunskap staan in hierdie verhouding. Sal nou iets daaroor sê. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het. Wie dit verkondig? Paulus hulle. Julle het dit aangeneem, daar sê ontvang en aangeneem, nie as die woord van God nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, en nie die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, check die effek, wat werk in julle wat glo. So die manier hoe jy aanneem, maak jy die deur oop vir die werk. Die woord kan nie in jou werk beyond the way you receive it nie. As jy dit receive om dit vanmiddag te gaan afslaap en te vergeet, gaan dit vir jou niks beteken nie. En na 20 jaar dan wonder jy, hoekom sit jy nog waar jy is? Kan jy amen sê, my broeder en suster? Dis hoekom God werk deur seunskap, die prinsipel van seunskap. Hy wou nog altyd 'n seun op die aarde gehad het. En die manier hoe jy in die vlees, ek nou maar sê in die gees, maar terwyl jy hier is, die manier hoe jy seun van God word, is deur seun te word van die persoon wat God daar gesit het vir jou. Dis die wonder van hierdie storie. Filippense 4, wat julle geleer en ontvang, en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. How does the God of peace manifest to you? Daar's nie 'n ander manier nie. Dis hoekom baie kinders van God nie vrede het nie. Want aan die een kant fight hy die pastoor, aan die ander kant bid hy vir vrede. Jy's 'n skitsofreen, man. Dis hoe graag ek mense net wil wys. Jy weet, wat laat hierdie goed sal vang. Maar dis hoe kerk ons geleer het. Dis wat kerk van ons gemaak het. 2 Timoteus 3, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolging, lyding. My navolger geword in leer. Kyk die Engels. But you have carefully, daar's weer die woord carefully. Anders plek sê Jesaja 55, listen carefully. Paulus sê vir Timoteus, jy het my carefully gefollow. You have carefully followed my doctrine. Wat is doctrine? Leer. Hoe kom dit? Deur prediking. You have carefully followed my doctrine, manner of life, ensovoorts. Filippense 2, moenie iets doen uit selfsug of eile eer nie, maar in nederigheid met die een die ander horig as homself. Onthou julle dit? As dit nou die dag behandel, dan vat hy Christus, wat die Vader ensovoorts. Dan sê hy, vers 5, julle moet nie na elkeen sy eie belang omsien nie, maar elkeen na die ander, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En dan verduidelik hy nou 'n klomp daai goed, en hy gebruik hierdie aanhef. Dan kom hy by vers 19, luister hierso.
Nou as jy nou wil weet, ek weet almal wonder hoeveel blaadjies hier oor is, hier's 2 blaadjies oor. Ek is nou klaar. Blief, hierdie is so belangrik. Bly net wakker. Kyk gou of die ou langs jou nog wakker is. OK, want hierdie gesindheid moet in julle wees. Vers 5, wat ook in Christus Jesus was. Vers 19. En ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete kom. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Ek het niemand van dieselfde gesindheid nie. Nou kyk wat sê van die vertalings. For I have no one here as interested as I am, who will sincerely care for you. Met ander woorde, who is as interested as I am in you, Timothy? Why? He has showed sonship. Huh? He has carefully followed my doctrine, my manner of life, my purpose, my faith, my long-suffering, my love, my perseverance, my persecutions, my afflictions. TRC sê, for I have no man that is so like-minded to me. Luister mooi, en ek is besig om oor seunskap te praat. I have no one that is so like-minded to me, which with so pure affection cares for your matters. Gordon sê gister 'n mooi ding, ek gaan nou daarby kom. I have no man that is so like-minded to me. Die Woestvertaling sê, for not even one do I have who is like-souled. Like-souled. So how do you get your soul to come to perfection? You get it like to a father. You become like-souled to your spiritual father. Dis 'n sleutel, ouens, dis 'n sleutel. Ek is nie net hier omdat ek 'n job doen tussen ander jobs nie. Ek is hier omdat ek gestuur is met grace. Hoor julle wat ek sê? Maar baie keer, goed soos familiariteit en alle goed en so aan maak, dat jy nie kan ontvang nie, want jy sit dit deur 'n tregter wat nie van God af is nie. Like salt, one of such a character who would genuinely and with no secondary regard for himself be concerned about your circumstances. No one who is like salt, sê gou like salt. You become like salt, dis hoe jy ontvang. Dis hoe jy ontvang, you become like salt. Hier's wat Gordon gister gesê het. Hy sê jy dra die DNA van jou geestelike vader. Jy dra die DNA van jou geestelike vader. Het ons ooit hierdie goed in die kerk gehoor? Ons het nie ge-worry daaroor nie. Maar nou begin God die gebou oprig. En reg kry. Dis die manier wat die Nuwe Testament gebou het. Dis in die boek. En ek weet nie waar het ons afgedwaal nie. Die vereiste is, of laat ek sê, ons probleem is ons vandag te onafhanklik en te selfvoldaan. Die vereiste is dat jy onder apostoliese gesag staan en onder die geestelike toesig van 'n Vader. Ons is onder baie akkurate apostoliese autoriteit in hierdie gemeente. Dit wil ek vir jou sê. Ek bewonder die man saam met wie ek loop. Ek dink daar's min so suiwer. Ek dink baie van julle sal my kan uitdra op dit. Hoekom moet dit so wees? Handelinge 2 vers 42. Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brode en in die gebede. Hulle het volhard in hierdie 4 goed. En die heel eerste ding, die ding wat die hele lewenswyse van die kerk, die fellowship en die breking van brood en die gebede wat alles bepaal het, die heel eerste ding wat die hele lewe van die kerk bepaal het, was doctrine. Wat is dit? Teaching. Gehoor, geloof kom deur die gehoor, prediking. En die gehoor deur die woord van God. Dit het die gang van die eerste kerk bepaal. Die New King James sê, and they consisted steadfastly in the apostles' doctrine. En dan gaan hy so aan. Ok, 1 Korintiërs 3 is my laaste skrif, maak ek klaar.
Paulus sê, hy praat van die verdeeldheid onder hulle, ek is van Paulus, ek is van Apollos, dan sê hy, wie is Paulus, wie is Apollos, anders as dienaars, wat, en so aan, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, en so aan, praat hy van Christus en so, want ons is medewerkers van God, vers 9, die akker van God, die gebou van God is julle. Kyk nou hier, vers 10, volgens die genade van God wat aan my gegee is. Luister mooi, volgens die genade van God wat aan my gegee is. Every person has a measure of grace. Nou, die measure of grace wat vir die apostoliek gegee is. Sê dan nou maar vir 'n apostel, maar dit is die major grace oor alles wat die hele kerk onder so authority doen. Maak nie saak of jy 'n evangelis of 'n teacher of whatever jy is nie. Die oorkoepelende grace oor hierdie hele werk is die grace van die apostoliek. Hoekom? Omdat ons besef ons moet staan onder apostolic grace. God set in the church first apostles. So as ons hierdie grace nie erken nie, dan mis ons die hele kopstuk van die kerk. Die hoofskap van die kerk, dan is wrong. Die Bybel sê, Jesaja, waar sê hy, die hele hoof is siek. Nou volgens hierdie grace, Paulus sê, volgens die genade wat aan my gegee is, het ek, soos 'n bekwame boumeester, die fundament gelê. En 'n ander bou daarop, ensovoorts. Soos 'n bekwame boumeester, die fundament gelê, want niemand kan 'n ander fundament lees wat daar gelees nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, ensovoorts, elke se werk sal in die lig kom. As iemand se werk bly staan, ensovoorts, anders sal dit verbrand word. Vers 16, kyk net hierso, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. Met ander woorde, my broeder en suster, stem nie saam met my, 'n tempel moet gebou word. Is dit reg? 'n Tempel moet gevorm word. Nou, waardeur word die tempel gevorm, as jy hierdie hele stuk in sy konteks vat? Die tempel word gebou en gevorm deur die grace van die apostel. En ons soek nie titels en mense en name en goed nie. Noem dit dan nou maar apostolic, maar dis wat ek bedoel. As jy nie daai grace, ek het nou weer gesê, that grace is the building grace. Dis die grace wat die blueprint verstaan van hoe die kerk moet lyk. En dis hoekom ek so verheug is dat ek onder hierdie grace kan operate. Verstaan julle? Ek is nie 'n apostel nie. Ek operate onder apostolic grace. Maak nie saak wat ek is nie, maak nie saak wat jy is nie. Ons operate onder die grace van die apostolic en dit is wat die bouplanne het hoe my en jou lewe moet lyk. En as ek nie hierdie grace ontvang en dit hoor en daarvoor regmaak en in 'n verhouding van seunskap hiertoe kom nie, dan gaan ek alles mis. Dan hou ek maar net kerk, van Sondag tot Sondag, en volgende week kom ons weer om die blok. Dis soos hy karretjies, né? Willie se karretjies. Net 'n grap. Maar jy weet, onthou julle, daai een nou het eendag Checkers, toe sê hy trolley vir trolley. Julle het onthou jare terug. Ek en Karen het altyd gespot en gesê ronde vir ronde. Totdat ek Grand Prix begin verstaan en like het, toe kyk ek hom ook. So, okay. Maar julle verstaan wat ek bedoel, daar's ouens wat hulle lewe lank om die berg gaan. Hulle het nooit 'n visie om bo op die top van die berg te kom nie. Hulle het nie 'n manier nie, hulle weet nie hoe om daar te kom nie. Maar God het 'n manier gesit vir sy kerk, want weet jy wat soek hy? Hy soek Jesaja 2, dat hierdie berg op die top van die berge sal wees. An elevated house, a house of influence. Dis waarheen God op pad is. Nou sê hy, luister, daar's een manier om daar te kom. Jy moet gebou word. Waardeur word jy gebou? Ek het die planne, die blueprint vir apostolic grace gegee. Staan onder apostolic grace, word 'n seun en die manier hoe jy dit ontvang gaan bepaal waar jy kom. Wow, we are so safe, man. Ons is so veilig, ons is so geborge in wat God vir ons beplan het, as ons dit net doen. As ons net ons hart verander en sê ja. Met ander woorde, ek kan vir jou vanmôre baie goed sê van die ingeplante woord, red die siel en al die goed en so aan, maar dit gaan oor meer as dit gaan oor hoe jy dit ontvang en wat is die verhouding waarin jy staan tot die een wat God as saaier in jou lewe gesit het. Dit bepaal. Dis hoekom ons sê, God
wou nog altyd 'n seun op die aarde gehad het om hom te verteenwoordig. It has never changed. Toe die eerste mense paar droog maak, toe herstel hy dadelik weer die ding. Toe herstel hy dit dadelik weer. God het nog altyd beplan om 'n seun op die aarde te hê om hom te verteenwoordig. En nou, om in daardie verhouding te kom, moet ek en jy in die verhouding kom hierso tot hierdie woord, dat die ingeplante woord nou Christus in my kan voortbring, dat ek kan kom tot by sy volheid. Kan julle sien hoe moet die einde kom, ouens? Dit help nie ons sit hier en kyk na Israel en Gaddafi en al hierdie perde wat die dinge uitmekaar uitskiet en ons sê, dit moet die eindtye wees nie. En Gogga maak vir Baba bang en hy ons in Amerika verkoop weer 10 miljoen boeke en hulle is weer skatryk en dan 20 jaar later is al daai goed verby. Dan drink Gaddafi en Israel saam tee. Is so stupid. Is so stupid. Nou sê die ouens, sorry, ek moet dit sê. Nou sê hulle, God het my gesê, ek het in my oor gehoor, dis die 23ste September, 2025. Dan skryf hy aanhou, dan sê hy, dit kan onmoontlik nie wees nie. It cannot be a pre-trip, wat se ding, wegraping. Dit moet 'n post-trip wees, hier is die skrifte daarvoor. Dan sê die aanhou, God het my gesê, ons gaan nêrens heen nie. Dan sê my heerlikheid, julle is meer verward as 'n creepy crawly in Lyngsburg. Yes, so ouens. Daar's 'n manier, God het een metode vir die kerk gegee. En die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Halleluja, prys die Here. Ek is nie eers die 23ste September hier nie. Ek is by die Apostolic Skool. So die 24ste gaan ek jou bel en hoor of jy nog hier is. Yes, this is crazy. We're building a new kind of church, man. Prys die Here. En hierdie kerk sal gebou word deurdat God vir hom 'n seun vorm op die aarde. En die manier hoe ek en jy deel daarvan word, is self seun te word van iemand in die aarde. Eers die vleeslike, dan die geestelike. Is dit reg? Kom ons staan nog ons afsluit. Baie dankie vir julle tyd en geduld. My asem was vanmôre lank, maar ek is aangespoor deur gister. Halleluja. Wonderlik wat die woord in 'n ou doen, hè. Ja, kom ons steek ons hande op en ons sê, Vader, dankie vanmôre vir hierdie woord. Maar Here, dit help nie, ons het alles gehoor en ons gaan doen dit nie. Ons wil vanmôre tot 'n besluit kom, U bring ons by 'n oomblik, by 'n tyd, by 'n kairos oomblik vanmôre om te sê, hier lê die besluit. Jy gaan of die sleutel in jou hand vat en die deur oopmaak en verder gaan jy groei en vooruit gaan. Of jy gaan dit vanmôre los en dit probeer beoordeel of vergeet daarvan en oor 20 jaar sit jy nog steeds waar jy is. Here, hierdie is 'n dinamiese boutyd van U kerk. Dis die beste tyd wat die kerk van Jesus nog ooit gehad het. Maak nie saak hoe deur mekaar die wêreld is nie. Ons het 'n hoop wat vasgemaak is agter die voorhangsel. Halleluja. Dankie Here, ons is nie verlate nie, maar ons God regeer en ons God weet presies waar hy is met sy tydlyn en hy weet presies wat hy doen. En hy weet presies waar hy in hierdie plek op pad is. Ons eer U vanmôre, Here. Ek wil vanmôre bid dat die roepstem van seunskap vanoggend in ons hart sal klink. Dit help nie meer ons vermaak mekaar om te sê ek is 'n lidmaat of ek is 'n dit of 'n dat nie. Here, U soek suiwer seunskap dat ons reg sal bou in hierdie tyd. Daar's soveel fenominale woord wat na ons toe kom. Ons kan nie laat dit nou by ons verbygaan nie, Here. Ons gaan uitloos soos nog nooit van tevore nie. Doen dit in ons harte is my gebed in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Amen.